So ek stop 'n bietjie hier by Dennis, by Agritechnica. En hulle gaan my meer vertel. Hy gaan my meer wys die kuboutas en al daai goeders wat hulle inbring ensovoorts. So, jy weet, kleiner trekkertjies, daai tipe van houe, iets wat harregat is en die job kan doen, Maar, ons vind 'n bietjie uit. Hier en daar het hulle 'n paar winde gesluk, is daai nonsens nou uitgesort. Kom ons luister. Dennis, hoe lyk dit? Goed om jou, Tjoep. Nee, wat? Doodstil is dit. Luister hierso, ek moet sê, hier is ons nou aan die oranje kant. As jy nou vir die Vrystaat skree, dan gaan jy nou baie tuis voel hierso, Ja, verskriklik. Nee, verseker. Sê gou vir my, ons het nou so vinnig gechat hierso. Jy sê jy's hier agter jou is nou 'n oulike trekker wat julle nou inbring Suid-Afrika toe. Verduidelik my gou sommer van hom eerste. Ja, Tjoep, ons het bring gewoonlik die premium produk in van Japan af wat aan die ander kant is. Meer of min dieselfde grootte, selfde spesifikasie. Maar dan het ons 'n bietjie trekker gesoek in Suid-Afrika wat uit 'n prysoogpunt uit goedkoper in die mark gaan kom. So die trekker gaan heelwat onder die R200 000 inkom in die mark. Ja. En die cost of ownership, jou parte op hierdie trekker, jou diensparte gaan omtrent 30% goedkoper wees as die Japaneese produk. Maar hier's my vraag, is wat een ding wat een aan my gesê het, sê man, luister hierso. As jy nou 'n ding soek wat harregat is, dan koop jy nou 'n Kubota, Maar gaan ek nie nou van die harregatheid verloor van daai ding af as ek oorgaan na daai ding toe nie? Nee, Kubota besit reeds van 2022 af 53% aandeel in die Escort fabriek in Indië. En oor die laaste paar jare het hulle komponente uit Japan uit ingebring en hierdie trekkers ontwikkel uit Japaneese komponente uit, maar in Indië gebou. Okay, so hy het Japaneese komponente. Korrek. Hy het 'n Mitsubishi engine in, die radkas is Kubota, die vooras is Kubota, so dieselfde kort draai aksies wat jy op daai trekker sal hê met 'n Kubota as wat 'n baie gesogte as is, so hy draai net so kort soos 'n tweewielryf trekker in enige applikasie. Ek hoor jou. Ja, want dit lyk dieselfde tipe ding wat daarin is. Korrek. So hulle het hom letterlik net uit, kom ons noem dit 'n assembly oogpunt uit. Is dit net goedkoper om daai te doen en bymekaar te sit en dan kry ons 'n Escort Kubota. Korrek, die afstand van Indië af na ons toe obviously baie nader. So ons verskepingskoste is baie goedkoper uit Indië uit en natuurlik die arbeid in Indië is 'n ander pryspunt. Dis baie goedkoper om 'n trekker daar te bou as wat dit is om hom in Japan te bou. Sê gou vir my, julle fokus heidaglik as 'n besigheid, waar is dit op hierdie stadium? Waar is julle hooffokus as jy sou sê vir hierdie trekkers? Ons fokus maar hoofsaaklik in die spesialiteitsareas, jou vrugte, boorde, bessies. Ook in die sitrusgebiede. Dis waar ons sterk is, dis waar ons 'n sterk markandeel het. En hier stap ons nou verby 'n nuwe trekker, die M5. Ons is tans besig met die Japaneese om te onderhandel om hierdie M5 reeks Suid-Afrika toe te bring. Dis die nuutste toevoeging tot die boordsektor kan ek sê. En dis 'n powershift radkas en 'n boordtrekker, 'n wet clutch. Ons is klaar gesog of bekend vir wet clutch trekkers in Suid-Afrika. Maar hierdie is heel nuut. Dis 'n Tier 5 hierso wat jy hierso sien, maar ons sal hom in 'n Tier 3 weergawe Suid-Afrika toe bring. Maar hoekom bring jy nie maar net 'n Tier 5 in nie? Dis verskriklik duur, Tjoepie, jy weet. Ja, behalwe die feit dat ek nie like om AdBlue by te gooi nie. Maar praat duur is die so die initiële koste is baie duur as jy nie nodig het om oor die... Ja, enigiets tussen $5,000 en $12,000-13,000 verskil in prys. En ons mark kan nie dit absorbeer. Nee, daar's geen manier. Ja, en ons het ook nie wetgewing wat ons vereis om Tier 5 soos in Europa te gaan nie. So dit sal onnodig wees om die ouens daai pryspunt te laat betaal. Ek stem 100% saam met jou, En dan ek meen as jy nou kyk, hierdie ouetjie, hier is nog een van julle staatmaker tipe trekkers waarvoor julle nou wat is hy 35 horses of? Ja, 35. Ja, ons doen die L1361 in Suid-Afrika, baie bekende trekker veral in jou horticulture en wingerde in die Rossenwil area verkoop ons baie van hulle en dan ook daar in die ouens wat met die bessies boer aan die berg by Elgin Grabouw area. Koop baie van hierdie 1361s by ons. Okay. Nou sê gou vir my want ek het nou op 'n paar plase gekom en sê die ouens vir my, "Hier, dan sien ek 'n hardlope Kubota, vra ek hom nou hoe doen die Kubota?" Dan sê hy, "Man, daar's min goed wat saam met daai trekkertjie perform, Maar as ek net die parte kan kry vir die ding. Nou, ek weet julle het moeilikheid gehad
paar jaar terug en hoe die goeders gewerk het en toe het julle is Riesling of wat is die company wat julle gekoop het? Royal Riesling. Nederlands, ja. As ek Riesling hoor dan dink ek aan Riesling, maar okay. Nee. Ja. En van daai tyd was daar klomp strukturerings, maar verduidelik my wat is die issue gewees wat die ouens praat van moun oor die parte en daai goed. Ja, Choppie, dis 'n geskiedkundige probleem. Ons het die kabouter besigheid in Suid-Afrika uiteindelik op die golfbane begin. Wat 'n baie seisonale applikasie is. Ja. Die gras groei net een keer 'n jaar in Suid-Afrika en dan wil hulle sny. So dit was baie makliker om parte in 'n sekere tydperk van die jaar te voorsien. Na mate ons in die landbou uitgebrei het en baie sterker markandeel begin ontwikkel het, veral in die Wes-Kaap, het die aanvraag na onderdele natuurlik drasties opgegaan en ek dink nie ons stelsel so goed was heeltemal gegeer om 'n groter landboumark so julle het amper onder julle eie gat uitgegroei. Korrek, dis wat gebeur het. En ons het in die laaste 3 jaar, 4 jaar baie hard gewerk aan dit. Ons het ons hele bestelsisteme verander. Ons het 'n nuwe ERP-stelsel ingesit by die maatskappy wat amper op 'n just-in-time stelsel werk. Ons bring baie meer skeepsvragte in, so elke maand kry ons 'n container in met parte en dan kan ons binne 7 dae nou vir jou part invlieg Suid-Afrika toe, veral op jou unit downs. Want dit is haas onmoontlik om te weet presies hoeveel parte jy nodig gaan hê en wanneer gaan 'n trekker breek. So die kans dat jy 'n as of 'n rat of 'n ding dalk nodig het wat jy nie het nie, dan kan ons hom binne 7 dae inbring vir enige boer vandag. Want ek neem ook aan dis een van daai goed, ek meen want julle is op daai stadium toe jy nou by die besigheid betrokke geraak het, was dit al klaar 'n groot skip. Ja. Nou jy draai nou nie die Titanic net op 'n tikkie op die einde van die dag nie. En hoeveel prosesse daar net uit 'n supply chain oogpunt uit ook. Nou julle kry julle goed uit Japan uit. Julle moes nou amper die roete gevolg het wat die Toyota manne en daai lot amper doen om die parte in tyd hier te kry. Nee, korrek. In Japan sit aan die ander kant van die wêreld. Dis 'n baie komplekse besigheid om shipments uit Japan uit te kry. Die meeste van die goed word oorgelaai in Singapore. So dit vat 'n dag of 2 voordat die goed weer op 'n vliegtuig is na ons toe. Ons het baie van daai kanale uitgesny deur met nuwe verskepingsmaatskappye te onderhandel en goed te doen in die laaste paar maande en dit het vrugte afgewerp. So ons is nou op 'n lyn waar ons met die hulp van ons nuwe ERP-stelsel wat goeie geskiedenis opbou en data versamel het, kan ons parte baie vinniger voorsien. Ons handelaarsnetwerk het uitgebrei oor die laaste paar jaar. Baie sterker footprint in Suid-Afrika. Ons het daai nuwe warehouse in Kaapstad oopgemaak om ons besigheid, want 65-70% van ons besigheid is in Kaapstad. Ons vat ons parte alles Kaapstad toe nou. So dis nou naby die boer. Hy hoef nie meer van Johannesburg af te trek nie. Die handelaars kan sommer in Rytak toe en hulle parte daar gaan optel as hy dit dringend nodig. Jy weet want ook meen as 'n boer ek het ook begrip vir 'n klomp goed, maar ek meen as ek ten minste net 'n uur van my af ek klim in 'n bakkie en ek ry en ek gaan haal daai ding. Ja. Nee. Maak seker dat ek die ding kan kry dat die trekker op die einde van die dag kan werk. Korrek, dis wat ons wil hê. En ons moet die nasorg op enige produk. Ek is 35 jaar in die landboumasjinerie-bedryf. Die eerste trekker kan 'n salesman verkoop, maar die tweede trekker verkoop jou parte en jou nasorg. En dit is maar net hoe dit is en ons sorg dat dit regkom op Kubota en ons wil elke boer daar buite verseker dat ons is hier by Agritechnica hierdie week om te kyk na wat dit Kubota vir ons nie. Ons doen ons onderhandeling met hulle hierso en ons vat hierdie goed wat die beste van dit wat ons hier kry, vat ons terug vir ons boere in Suid-Afrika om die lewe vir hulle makliker te maak. Ek like dit, nee. Nou okay, kom ons terwyl ons nou hier is. Yes. Kom ons wals net so 'n bietjie deur. Ek wil sommer net Kubota oor die algemeen, want ek dink baie ouens is nie bewus van al die goed wat hulle actually doen nie, nee. Ja. I mean, hier is die M7 wat ons weet wel, hier zijn al 154 perde. Ek dink een wat julle groot sê is 170 horsepower. 170 horsepower. 130 kilowatt, ja. Right. En dan ek ben my hierso het hulle actually nou 'n planter, nee. Ek het nie geweet by Kubota maak 'n planter nie. Ja, kyk, Kubota Kavernaland 15 jaar gelede het Kubota Kavernaland gekoop. En dis maar waar hierdie al 15 jaar gelede, ja. En dis maar waar hierdie produk vandaan kom. So hy is in 'n Kavernaland brand of 'n Kubota brand beskikbaar en ook land die Amerikaanse Great Plains Company hoort ook aan Kubota. So jy kry baie implemente van die Great Plains kant af ook wat jy nou begin sien in 'n Kubota branding. So as ek nou 'n Kubota hark sien, dan kan ek hom maar koop want dit is eintlik 'n Kavernaland. Dis eintlik maar 'n Kavernaland, ja. Baie cool. Nou okay, en dan hierso en my gou hierdie kry ons hierdie in Suid-Afrika. Nee, dis ook 'n Tier 5 trekker.
ek wens ek kan hierdie trekkertjie so intoe vat. Dis een wat baie goed sal pas binne in die meeste van ons applikasies. Moontlik sal ons hom in 'n tier 3 kry binne die volgende paar jaar, dan sal hy ook in Suid-Afrika beskikbaar wees. Hopelik binnekort, nee. Hopelik binnekort. En dan hierso is die M-reeks, nee. Ja, hierdie is die Wat ek het gou hierso kyk. Dis die M4. Ja. M4 reeks, tans doen ons in die M4 reeks doen ons die M7040 in Suid-Afrika. Verskriklike populêre trekker. Hy's vir die laaste 10 jaar al in die mark daarso. Net om vir jou 'n idee te gee, ek het nou die dag 'n paar vergelykings gemaak. Die loopkoste van 'n M-reeks trekker in Suid-Afrika is tussen 14 en 15 rand per uur. Die konkurrente en hulle kan dit maar gaan toets in die mark loop vir 22 rand per uur. Liewe ouens. En dit gee jou net 'n idee wat die partekoste So dit gee jou, en die ek is my loopkoste. sommer reg, is dit 35% besparing? Maklik. Nee. Boonbehalwe dat hy brandstof verbruik, gaan jy ook 'n besparing kry as jy hom reg toets. En nou as die parte uitgesort is, dan weet ek is sjap, nee. Ek wil daar kyk, wat is daar agter daai, ek wil sê noem dit die zebra strepe, nee. Wat is daar agter daai zebra strepe? Hier's nog 'n trekker met hy het 'n butterfly mower op Butterfly nog hierso. mower is ook maar. So, as oranje jou Kavernaland kleur stal, is, dis nee. M6. As die M6. En dis net hierdie met die KVT transmissie. Ja. So met ander woorde dis ook weer 'n variable transmission wat hierdie trekker in het. Daar agter jou daai kant is hier's nog een. autonomous produk van Kubota. Dis 'n spuit wat net op die groen goed spuit. Ons ken mos nou almal die konsep al. Ja. En dan hierso is 'n spesiale M7174 wat natuurlik die grootste trekker is wat Kubota tans in Europa verkoop, is die 174 perkrag trekker. So wat jy vir my wil sê is uit 'n tegnologie oogpunt uit, nê. Is daar geen tekort by Kubota nie. Glad nie. Wat die Japaneese goed maak in die ontwikkeling van hulle produk is die tyd wat hulle vat om 'n kwaliteitproduk te ontwikkel. Hulle jaag nie mark toe nie. Dis hoekom jy sal 'n reeks vir baie langer in die mark sien. En hulle hou hom daar en hulle doen hulle ontwikkeling oor 'n 5 of 'n 10 jaar tydperk voordat hulle 'n nuwe ding in die mark inbring. So daar's geen spoed. Dis nie net Toyota wat so lank vat om die Hilux uit te bring nie. Dis 'n Japaneese ding. Dis 'n Japaneese ding. Wals dit so om, nê. Ek wil net hier vir julle hierso is die strooier. 'n strooier. Presisie strooier, ja. Ja. Ja, maar kyk, dit is 'n Vicon. Vicon. Ja. Vicon. En dan natuurlik hierso is die 6160 baler, is 'n nuwe baler. Wat hulle nou bekendstel hier by Agritechnica. Dis 'n heavy duty rondebaler wat 'n variable kamer het. Van 'n klein ronde balkie kan maak tot 'n 1,6 meter deursneebal. Wat hy basies is. So hy speel saam met die groot donne, maar hulle het genoeg ervaring ten minste as jy kan vat uit die Kavernaland kant uit. Dis presies waar dit vandaan kom, word in Italië gebou in Ravenna. Ek wil julle net wys hier agter, nê. Letterlik hier's Kavernaland, daar loop hy daar om Vicon, die hele lot. Hierdie goeders is tegnies alles Kubota. Alles Kubota. Nee, dis korrek. Ek sê nou min mense weet dit. Laaste ding wat kom ons kyk gou hierdie besigheid. Jy moet as ek 'n ding sien met liggies dan blink my oogies mos, né? So, wat doen hierdie robot? Kilter. Dis maar weer eens 'n robot wat jou plante, jou siek plante sal uitsoek en hy sal net jou siek plante spuit en seker maak dat hulle die kos kry, soos 'n vloeibare kunsmis kry en dan jou gesonde plante sal hy los, weer eens om 'n besparing teweeg te bring in jou gifstof of dan natuurlik in jou kunsmis. Maar hierdie is nou meer vir greenhouses en daai tipe van goeders vir nou. Ja. Maar dis waar al die tipe tegnologie begin. Daai hy maak hulle dood. Hy maak hulle groot. Korrek. 100% jy het hom so. Laaste ding. By Smith, hoe lyk julle toekoms? Wat is die planne vir die volgende ruk? Ja, ons handelaarsnetwerk is die een ding. Ons moet nader aan ons boere kom. Ons brei ons besigheid uit in die noorde van die land op die oomblik. Ons kyk daarna om 'n hele paar nuwe produkte toe te voeg in die volgende jaar in Suid-Afrika.
En dan natuurlik hou ons nie op werk aan ons partevoorsiening nie. Ons hou nie op werk aan ons backup nie. Ons is besig met groot opleidingsplanne vir ons tegnisie daar buite. Tegnologie verander en jy moet die hele tyd die ouens op datum hou. So daar's 'n groep van Japan wat volgende jaar vroeg uitkom wat opleiding kom gee deur die hele handelarsnetwerk op die nuutste tegnologie goed sodat die ouens op datum bly met wat gebeur. So ons hou daarvan om die ouens op te lei voordat die nuwe produkte nog in die land is. Jy weet dan het hulle klaar die kennis en die ervaring en die goed wanneer daai goed land dan is hulle opgelei en al die kennis om die boere te kan ondersteun. So baie meer boer gefokus. Baie meer boer gefokus. Right, dit is Dennis hierso van Smith Power /Kubota. Okay. So as jy gewonder het of jy nog 'n Kubota kan koop, soos hy sê, hulle het die issues uitgesort en die goeders reg deurgetrek. Maar ek sê maar hoor as ek op die plaas kom, hoe gaan hy daarso? Maar as jy issues het, nee, daarso. Kyk net dat jy hom in die hande kry, gaan vir jou daai goed uitsort, nee. 100%. Dis die van Farm Space af. Bietjie bo vir jou, kom met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.